Goeiemiddag beloveds, wat 'n voorreg is dit weer om op hierdie koue, nat donderdag julle te groet in die wondernaam van ons Here Jesus Christus. Dit is inderdaad 'n nuwe dag, nuwe uitdagings. En die Here kry die lof en die eer. Aan hom behoort die heerlikheid, aan hom die eer. Want hy is God en daar is niemand soos hy nie. Amen. Wat 'n wonderlike voorreg. Weer eens baie dankie vir hulle wie so getrou ingeskakel is. God kry die eer. Vir hulle wat so getrou elke dag hierdie program volg. Vandag, my liewe dierbare vriende, wil ek maar nou praat oor 'n gedeelte waarin Jeremia kom in die 15de hoofstuk van die 19de vers. In die opskrif daar, die Nuwe Lewende Vertaling, sê dat die Here of ek sal jou help en jou red. Amen. Ek dink daar is iemand vandag wat uitroep vir hulp. En daar is iemand wat in nood is, wat redding nodig het. U sal met my saamstem, soos wat u nou vandag na hierdie uitsending kyk. Weet u van iemand wat dringend hulp nodig het? Daar is iemand vandag wie in 'n noodsituasie sit. Iemand wie moed wil opgee, want dinge raak te veel. En Jeremia kom hier in hierdie teksgedeelte, net die opskrifgedeelte waar die Here sê, ek sal jou help en jou red. Amen. Weet jy wat, dit laat my sommer onmiddellik, besef dat daar is geen ander en beter hulp as die Here nie. Mense het tog nie vir jou 'n antwoord nie. Ja, mense kan raad verskaf, maar dit sê nie dat daai raad die regte raad is nie. Sommige keer het ons net redding nodig. Ons het net die hulp van die Here nodig. Want Dawid noem dit dan, as Dawid dit nie genoem het nie, sou ek dit verstaan het, miskien dat dit nie noodsaaklik is nie, maar Dawid sê, waar sal my hulp vanaf kom? En dit is vir my inderdaad vandag hierdie voorreg om vir iemand te sê, daar is hulp. Wat Dawid sê in sy antwoord, my hulp kom van die Here wat hemel en aarde gemaak het. En hier kom Jeremia en hy kom bevestig dit. Hy sê, wanneer die Here sê, ek sal jou help en ek sal jou red. My liewe dierbare vriende, ons het nie nodig om te lyk soos wat ons lyk nie. Ons het nie nodig om te voel soos wat ons voel nie. Ons het nie nodig om, mekaar, halleluja, aan die hare te wil gryp nie. As dinge nie wil regloop nie. Ons het die hulp van die Here nodig. As ons elkeen maar net kan besef hoe belangrik dit is om eerder uit te reik na die Here as om uit te reik na die mens. Want weet jy wat, wanneer die mens so teleurstel, voel jy as persoon wie die hulp gekry het, voel jy te nagekom, want die persoon het jou nie regte raad of regte hulp verskaf nie. Amen. Maar die Here gee is klokslag. Hy gee altyd die regte oplossing vir jou situasie. Nou, Jeremia sê die volgende hier in die teksgedeelte. Hy sê, die Here antwoord, die Here antwoord toe, as jy jou bekeer, hoor, hier is die eerste antwoord vir die probleem wat jy miskien vandag het. Amen. As jy wil hê die Here moet jou help, dan kom die Here hier en hy sê die volgende. Amen. As jy jou bekeer, sal ek jou weer voor my laat staan
En as jy ophou om onverantwoordelike dinge te sê, sal jy soos my mond wees. Laat hulle na jou toe draai. Amen. Nie jy na hulle nie. Die Here kom vandag en hy wil met een en elk in die dorp praat, en hy wil met een en elk in die land praat, en hy wil met een en elk vandag in die nasionale veld praat, en hy wil met een en elk praat in die wêreld, dat die antwoord vir ons situasie, amen, lê by jouself. Jy moet 'n keuse kan maak, en die antwoord is die Here. Jy moet 'n keuse kan maak en sê, Here, ek wil na U se hulp wil ek soek. Ek wil U se hulp in my lewe hê. Ek wil U se raad wil ek hê. Ek wil hê dat U my deur hierdie probleem moet vat. Ons moet na die Here toe kan gaan met ons probleem. En dan sê die Here, die eerste ding wat hy van ons verwag is, ons moet ons bekeer. U sien, weet jy wat? Baie mense sê dat bekering is nie noodsaaklik nie, maar kom ek sê vir u, dit is so 'n noodsaaklike ding. Sonder bekering sal jy die Here nie sien nie. Amen. Wat is bekering? Bekering is 'n 360 grade omdraai van jou verkeerde weg, halleluja, na Jesus toe. Met ander woorde, jy draai nie weer terug nie. Jy is gefokus op die opdrag. Hy is gefokus op Jesus, ons leidsman. Jy is gefokus op hom wie jou gered het, wie jou gehelp het. Amen. Dit is wat bekering is. Amen. So dit is wat die Here van ons verwag, om ons lewe om te draai. Om nie weer dieselfde goed te doen wat ons lewe verwoes het nie. Nie dieselfde goed te doen wat ons huwelike verwoes het nie. Nie dieselfde doen wat ons huishouding uitmekaar gedryf het nie. Amen. Dit is wat bekering is, om na die Here te kom en te sê, Lord, I surrender. Dan sê hy, ons moet nie na die wêreld draai nie, maar die wêreld moet na ons draai. Is dit nie wonderlik nie? Weet jy wat? Wat sê die Here eintlik vandag? Dit is hoe belangrik jy is. Want weet jy wat, die Here, wie die antwoord is in jou lewe, as jy 'n verhouding met God het. En weet jy het die antwoord vir die wêreld. Dis waarom die skrif sê, dat jy moet nie na die wêreld toe draai nie, vir hulp nie, maar die wêreld moet na jou toe kom, vir hulp. Amen. Sodat jy vir hulle kan vertel, van ons Here Jesus Christus, die gekruisigde, en wie op die derde dag opgestaan het. Amen. Hoor wat sê die Here hier. Hy sê, ek sal jou beskerm en jou red. So die belofte van die Here is daar. Ons moet net nie twyfel nie. Ons moet nie teen die woord gaan nie. Ons moet doen net wat die Here wil hê ons moet doen. Amen. Die lied sê, if God is for us, who can be against us? En dan kom hier 'n ander lied wat sê, and I shall dwell in the house of the Lord. Kom ek sê jou vandag, my liewe vriend, as jy nie weet wat om te doen nie, praat met die Here. Jy weet, maak jou huis sommer die atmosfeer of die plek van God. Amen. Don't wait until the battle is over. Moenie wag voordat daar 'n beter dag kom nie. Begin die Here sommer in jou noodkrete te soek. En te sê, Here, ek is verlore. Ek kan nie sonder U nie. Die Here is getrou en verder, my liewe vriend, om ons te beskerm, om ons te help en om ons te red. Dis die groot God. En dis wat Jeremia vandag vir my en vir jou wil sê. Hy sê, ek sal jou help. Kom ek stel dit nog beter. Jeremia sê, ek die Here, ek sal jou help en jou red. Amen. Halleluja. Die antwoord
is die Here. Kyk op die televisie en daar is gerugte van oorloë en dit is die wêreld is deur mekaar, die wêreld is in rep en roer en alles is sensitief. Die lande weet nie waar hulle met wie staan nie. Amen. Ons weet, ons moet at least weet waar ons staan. Ons moet at least weet, al is die wêreld in mekaar, al is die wêreld confused en al is die wêreld sensitief, enigiets kan enige tyd gebeur. Amen. Maar ons wie in verhouding staan met die Here, moet weet waar ons staan. Amen. Joshua kom op 'n stadium en hy sê in Joshua 24, sê, kies julle vandag wie julle wil dien, maar ek en my huis, ons sal die Here dien. Dit is die kort gedeelte vandag. Weet jy net waar jy staan vandag? Weet wie jy gekies het om jou te lei? Amen. Of die wêreld hoe confused is, weet jy wie jou God is? Amen. Want die Here, hy is so getrou, dat hy sê, ek sal vir jou wegmaak, waar dit nie 'n weg was nie. Ek sal vir jou tafel berei, in die woestyn, in die teenwoordigheid van jou vyande. Die Here is getrou om sy woord te onderhou, as ek bereid om my woord te onderhou. En te sê, Here, U is my God. En weet jy vandag, my liewe vriend, as jy nie 'n verhouding met die Here het nie, it's never too late. It's never too late to make that choice selection. It's never too late to decide on whose side you are. It's never too late to invite Jesus Christ into your life. Because a life without Christ is a life without heaven. But a life in Christ is a life in heaven. You can be sure of that. As die Here jou keuse is vandag, waar jou eindbestemming gaan wees. Paulus kom en hy sê, dat my burgerskap is nie hier in die aarde nie, maar my burgerskap is in die hemel. Dit moet my en jou gebed wees. Here, ek weet ek is maar net 'n deurtrekker. Ek weet ek is maar net hier op die aarde op 'n roete wat ergens naartoe gaan. Maar ek weet waar my uitbestemming eintlik is. Halleluja. Ek is net 'n reisiger, daar's die regte woord. Ek is 'n reisiger op hierdie aarde, maar ek weet waar my burgerskap is. As u dit weet, gee u nie om wat hierdie aarde gebeur nie. As u weet waar u burgerskap is, en met wie u in verhouding staan, worry jy nie wat die lande beplan, of wat die wêreld so confused maak nie. Jy is nie bekommerd daaroor nie. As jy weet wie jou God is jy nie bekommerd oor wat wie doen in hierdie aarde nie. By the way, dinge gaan vir ons nie beter raak nie. But as long as we have Jesus, we have that secure word which says, hallelujah, that because you love, I can face tomorrow. Ek weet vandag, omdat u lewe, sien ek uit na môre. Mag hierdie woord vir u vandag op hierdie donderdagmiddag 'n wonderlike inspuiting gee, dat elke verwarring wat daar in u is, uit die weg geruim gaan word. As u weet vandag wie u God is, en met wie u in verhouding staan, hoef jy nie te bekommerd te wees nie. Hoef jy nie te worry nie. Want Jeremia sê, ek, die Here, sal jou help en sal jou red. Dit is die ooreenkoms wat Christus met ons het.
Amen. Hy sal ons nie as wesens agterlaat nie. So confused en so verward, so wat jy vandag miskien mag voel, en so te neergedruk en mismoedig jy mag wees. Die Here se belofte is eenvoudig net waar, wanneer hy sê, ek die Here sal jou nie begewe en jou nie verlaat nie. Ek sal met jou wees. Dit is die consoling word of the Lord. Wat wie, wanneer jy ook deur 'n dal van doodskade wie ook mag gaan. Ek is nog nie in die dal nie, maar al gaan ek ook daardeur, weet ek wie my hulp is. Die lied sê, die koortjie sê, my help is in the Lord. My help comes from the Lord. En wanneer hy my antwoord is, en my roepe vandag, kan ek jou vandag verseker, die Here is getrou, en hy is regverdig, om jou te beskerm. Hy gaan nie sy woord gee en dit nie waar maak nie. Hy gaan nie vir jou iets sê en dit nie uitvoer nie. God is in control. So, today, dis donderdag, amen, ons is alweer op pad na Vrydag toe. En u was verlede week bekommerd. Hoe gaan hierdie week vir u wees? U was bekommerd geweest. Hoe gaan ek dit maak in hierdie week? Want hier staan ons alweer op 'n donderdag middag. Vrydag is op pad. Amen. Ja, daar is nog 'n paar dae oor. My God, maar dieselfde God wat jou tot hier toe gebring het, is die einste God wat jou deur die hele naweek gaan vat. Amen. En dan weet jy wat as jy aan die ander kant uitkom, dan kan jy soos die ou mense in hierdie koortjie gesing het, what more can Jesus do? He laid the foundation and opened wide the door. What more can Jesus do? Is dit die wonderlikie? Goeiemiddag Antoinette. Ek glo die Here u vanmiddag seën. Ek glo die Here u vanmiddag wonderlik deurkom. Ek glo dat die Here u konsol en u vertroos as die hartseer is. Ek glo dat die Here nog nie sy woord verander het. Amen. Hy sal in elk geval nie sy woord verander nie. God is in control. Dit is my kort stukkie vir vandag. Mag die Here u seën. Mag die Here vir u wonderlike, halleluja, ondersteun in hierdie dag. En mag u vandag die hand van die Here ervaar oor die lewe en glo God vandag for a miracle. He is in control. Die woord vandag, ek sal jou help en jou red. Dis die woord van die Here vir die kinders van die Here vandag. Amen. Die Here seën u.